Heilige God en Vader, U is onveranderlik. U is die konstante in elke vergelyking, in elke situasie. U het Uself aan ons openbaar deur die Seun Jesus Christus. U het in die geskiedenis van hierdie planeet ingekom deur die Maagd Maria. En U het op hierdie aarde gewandel as mens, sodat ons U en die Vader kan leer ken op daardie manier. En U het die offer gebring. U het Uself gebring. En ons sê vir U vanmôre dankie. Dankie Here dat die krag van die offer bevestig is en geseël is met die opstanding. En daarom sit ons hier vanmôre Here, want ons erken dat Jesus Christus die Allerhoogste ons Here en ons God is, die enigste God is, ons Vader is, en dat ons U koninkryk in ons harte wil hê. Ons wil hê U moet U koninkryk in ons harte bou. En ons wil U vra om ons gereed te maak om U te ontmoet voor die troon, sodat U vir ons kan sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Wil U ons ore vanmôre besny, Here, dat ons sal hoor wat U stem sê. Dat ons elkeen opnuut meer krag, meer hoop, meer lewe kan ervaar. In Jesus se naam. Amen. Nou ja, ons gaan vanmôre, as die Here wil, kyk na die woord genade. Genade is 'n woord wat maklik rondgeslinger word en gebruik word, en dat die woord genade het 'n foefie geraak binne die kerk. Asof dit sommer een of ander goed bubblegum term is, wat jy kan kou wanneer dit jou pas, net wanneer jy dit nodig het. As ons die woord genade, ek gaan hier skryf grace. Grace word baie goed beskryf deur die Hebreëse woord get. Nou get word partykeer so gespel. Get word so gespel. En get het in die Romeinse alfabet die H geword, H. Aha. En in die moderne, in die Bybelse Hebreëus word get so geskryf. Wat belangrik is dat get laat ek nou maar die woord roof gebruik, want dis maar wat die tekstboeke gebruik, roof, dak. Die dak van die letter is skuins, met 'n doel. Dis waarom ek hom skuins vir u skryf. Ons sal dalk by die dak van die doel van grace uitkom, van die get. Hoe word grace of get? Soos ek vir u sê, get is die letter in die woord grace, wat redelik die woord grace beskryf. Maar as mens die hele woord grace in Hebreëus skryf, dan skryf 'n mens hom so. Dis 'n get, en dan is dit 'n noen. Ek sit altyd 'n raampie om, as dit maklik vir jou om te sien.
Jy sal sien, die noen, die verhouding wat ek daar geskryf het, en tussen die twee letters is korrek. Die noen word so geskryf as dit die einde van 'n woord is, en as dit voor 'n woord gesit word, voor 'n letter geskryf word die noen so geskryf. Ok, ek wil nie vir dit ingewikkeld maak nie, ek moet dit net vir noem. Dan wil ek vir u net verder sê, ek gaan die woord grys vir u baie omskryf, met woorde van die betekenis, en dan gaan ons na die Ou Testament kyk, en kyk, wanneer grys betrokke is, wat is die inslag in iemand se lewe? Ons gaan kyk na Noag, ons gaan kortliks, ons gaan kyk na Moses, en ons gaan kyk na Josef. Wat die woord sê, dat hulle genade ontvang het. Want genade is nie iets wat ergens in die lug rondhang nie. Die woord genade, ek gaan nie vir julle die Hebreëse woord als geen het, maak dit baie kompleks. Dit beteken onder andere favor. So, genade in iemand se lewe kom uit in die vorm van guns. Verder beteken genade, to bend down, jy ken daai betekenis, to bend or stoop in kindness to an inferior, to bend, ek skryf dit nou maar hier klein, or stoop in kindness to an inferior. Dis wat die Here met ons gedoen het. En wat die Here voortdurend met u en my doen, as ek na die Here toe kom, omdat hy kind is, buig hy af na my toe, na my vlak toe waar ek is. Hy praat nie uit die hoogte uit na my toe nie, met my nie. Hy kom af waar ek is, en hy praat met my. Hy kommunikeer met my. Maar, onthou nou, al hierdie woorde wat ek vir u sê is, grace beteken nie dit of dit of dit of dit of dit nie. Dit beteken dit en dit en dit en dit en dit. So ons kan nie een van die karaktereienskappe van grace sal ons nie kan uithaal soos wat ons dit nou bestudeer nie. Grace beteken ook reproof. So it's God's grace that reproves us. Verder beteken grace natuurlik 'n gift. Ek gaan dit sommer hierbo indruk, gift. Want ons verdien nie grace nie. Ons kry grace. Dis 'n gift. Ons gaan net nou sien hoe kan ek grace kry? Want dit is belangrik. Maar dat ek grace kry is 'n gift. Want grace is geweldig ryk in betekenis. En verder beteken grace, en van julle sal my herinner, dat grace beteken 'n divine influence upon the heart. Dit is wat ons sê. Maar die definisie gaan aan. Die volledige definisie in Grieks stop nie daar nie. Hy sê, it's the divine influence upon the heart and its reflection in the life. Dis belangrik. Ek wil dit net gou vir u neerskryf hierso. The divine influence upon the heart and its reflection in the life. In the life of the one that has received grace. So ek kan nie rondloop en sê, die genade van die Here is groot. En is net die genade van die Here, as daai genade nie reflekteer in my lewe nie. God se genade teenoor my, sy kindness teenoor my, ontvang ek ja met graagte en blydskap. Ek wil graag hê God moet kind wees teenoor my, maar sy kindness moet reflect in my lewe. Om grace sy impak te kan hê in my lewe. So daar's 'n ontvangs, maar daar's 'n terugvloei onmiddellik
sodat grace kan vloei, sodat grace kan inslag hê in my lewe. So ek kan nie net claim in sekere situasies, die Here se genade is vir my te groot, is vir my groot genoeg nie. Ja meneer of mevrou, daai genade wat jy nou van praat, moet onmiddellik reflect in jou eie lewe. Dan kan ek hoor, dan besef jy, wat is genade, dan genade inslag en effek in jou lewe. En verder beteken grace, beteken dan ook freely. Dit beteken die woord freely, beteken die woord freedom, of net free. Maar dit is baie belangrik. Gaan ons sien net nou. En dan die volgende ding wat ons net nou wil kyk, is dat grace beteken ook, kom van die woord, Hebreëse woord, soos af, S-O-O-S, en dit beteken the horse of faith, né? Faith. En van net hier skryf horse. En wat so wonderlik is, in die Hebreëus sê hulle dat die grace is free, dit bring freedom. Grace bring freedom. En die freedom word beskryf dat dit soos 'n perd is. Ek weet nie of u al perde gesien het in die veld hardloop nie. My oom het so 'n trop perde gehad. Ek was eendag heeltemal in 'n ander wêreld. Ek het van die grens af gekom en ek het op die plaas gegaan en hulle was oor see, ek het die plaas gaan oppas en toe daai trop perde so gehardloop by eendag. So teen die hange van daai berg. Oom, en daai hings, hy hardloop so reguit na my toe. En hy gaan staan toe en hy kap met sy hoewe so. En hy lig sy tande en hy gaan te kere. En daai hermeries hardloop so verby my. Baie van hulle. En dan val hy in die agter hulle, hardloop hy weer saam. Dis vryheid. En dis wat genade bring. Dis wat genade bring. Dis wat u en ek het. Vryheid. As u en ek vandag gebonde en gebind voel, en miskien vas voel, en nie vry voel binne nie, wil die Here vandag vir u net begrip gee van wat hy vir u gee, en wat hy beskikbaar het vir u, en wat al die voordele is van om werklik toe te laat dat hy met sy divine influence op jou hart skyn en dat dit moet reflekteer, dan moet 'n vloei wees. Ons weet, daar kan nie krag aan daai prop wees as dan net 'n een rigting krag is nie. Nee, ons weet, daar's alleen 'n krag aan daai prop wanneer krag kan vloei in 'n circuit. Nee. Wat's 'n circuit? In 'n baan, en wat ook al. Right. Nou kom ons ek wil vir u hierso hierdie woord grace wat ek daar vir u in die Hebreëse Bybelse Hebreëus geskryf het, wil ek net vir u in die antieke Hebreëus skrywe. Dis get, né? En die nun, as jy reg onthou, lyk so. Dis die woord genade. Of grace. Ons het geleer dat ons het verder geleer, ek wil dit net met 'n rooi pen hier byskryf. Ons het verder geleer, as ons net na daai antieke woorde kyk, dan beteken grace met ander woorde 'n fence of 'n wall, 'n muur, né? Dis wat die get beteken. En binne die muur of binne in hierdie fence sien ons is the seed of righteousness. Wat eerstens praat van die Christus saad, né? Ek wil net hier skryf righteousness. Die Christus saad. So daar kan nie genade wees sonder Christus nie. In my hart en jou hart nie. En ek kan nie regtig genadig teenoor iemand anders wees nie as ek nie Christus in my hart het nie, dan soos ons nog gesê het, dan moet dit vloei terug na hom toe, want hy is kind en goed vir my, en noodwendig, as ek praat van grace, noodwendig moet die goedheid en die kindheid
nou weer van my af na die volgende een toe gaan. En verder, hierdie grace wat ek ontvang, wat my vry maak, wat my vryheid gee, soos 'n perd, want dis wat geloof doen, en dis wat die grace kom ook van die woord af, het ook te doen met gratitude. Maar jy kan toch sien in die Engelse, selfs in die Engelse skryftaal, kan jy sien dat grace, gratitude, grace kom daar uit. Ok, dat wanneer ek begin in grace wandel, dan wandel ek in gratitude, dit vorm 'n heining om my van beskerming, waarbinne die saad van Christus, die lewe wat hy my gegee het, kan floreer en kan groei. En wanneer dit die geval is, dan is daar baie guns. Dan ervaar ek God se guns, en ons gaan net sien, God kan dit gebruik om guns in ander mense se harte te werk, wanneer ek met hulle te doen het, waar ek ook al is. Grace bring u ook by die woord Moshak. By die woord Moshak uit. Nou Moshak, jy kan hoor, dit kom van die woord, te doen met die woord Mashiach. Moshak. The anointed one. The Mashiach. Jy hoor die woorde, né? Moshak. Moshak beteken die anointing. Of die salwing. Nou die ou Pinkstermense het altyd gepraat van, daai ou het 'n salwing op hom. Hoe kry ons 'n salwing op ons? Ons kry 'n salwing op hom, wanneer ons begin wandel in so mate, die saad, die Christus wat jy ontvang het, begin beskerm en toelaat dat hy beskerm is binne my, ek kom beskerm deur die woord te koester, die woord naby my te hou. Wanneer ek dit begin doen, dan begin ek vryheid in my binneste ervaar, sy vryheid, hoe hy my vry maak, geloof begin groei in my, en ek begin sy salwing op my lewe ervaar. Salwing was, toe ek tot bekering gekom het, was 'n ding wat almal wil hê. Dit is soos 'n ding wat jy ergens kan gaan kry en gaan haal, en jy sit dit bo op jou. Dis hoe jy gedink het, of jy het net gedink, die Here is aannemer van persoon, daai ou gee 'n salwing, en daai gee nou maar nie 'n salwing nie, en daai ou gee weer 'n salwing. Ok. Nou die hele woord grace word deur die antieke Hebreëse leksikon so beskryf. Die rede hoekom ons tyd daaraan spandeer is, want hierdie woord grace, soos ek vir julle gesê het, is 'n woord wat misbruik word binne die kerkwêreld. So ons moet dit, as ons mooi verstaan, dan kan ons dit met begrip die term hanteer. Daai woord grace, sê hulle in die leksikon, die Hebreëse leksikon, het te doen met 'n kamp, 'n nomadiese kamp. Ok, grace sê hulle, het te doen met 'n nomadiese kamp. Nou hierdie is nou maar, kom ons sê, dis nou maar nomade se tente wat ek so probeer teken, ok? Hulle sê grace is, grace beteken die woord kamp, 'n nomadiese kamp, wat in 'n sirkel opgeslaan word. Met al die tente wat binnekant toe kyk. Met die agterkant van die tente vorm 'n muur, 'n wall, van veiligheid, of 'n fence. Ok, en binne in hierdie kamp, ervaar almal wat daar binne bly, in daai clan, ervaar freedom. Hulle sê, die woord grace, as dit so beskou word, praat van beauty, en verder praat dit ook van, en dis interessant hier, it talks about a spear, 'n spies,
Ons is nog steeds besig om die woord grace te verstaan en te beskryf. Grace is soos 'n nomadiese kamp wat om jou gespan word, waar binne jy en ek is, waar ons die vreugde en die mooiheid van dit wat God vir ons het, kan sien, die vryheid kan ervaar. En daai woord speer, of weapon, maar is die woord speer eintlik, sê hulle, daai nomadiese tente se pale was aan die een kant skerp gemaak, sodat wanneer hulle die tent opslaan, was die pale in die grond ingesteek, om die tent te ondersteun, stewig te maak. Maar wanneer daar 'n aanval sou wees, kan hulle die tentpale uitruk en dit gebruik vir spiese en vir beskerming. Ons praat van genade, né? En ek het vir julle gesê, genade beteken nie of dit, of dit, of dit, of dit, of dit, of dit nie. Genade beteken dit en dit en dit en dit en dit en dit en dit. Dis wat genade beteken. So genade in die Ou Testament en in die Nuwe Testament het dieselfde betekenis. Want ons lees van genade in die Ou Testament en ons gelees van genade in die Nuwe Testament is dieselfde woord. Genade vorm 'n muur, 'n fence, 'n heining van veiligheid rondom u en rondom my. So wanneer alle dinge, all things, ons ken die woord all things, na my toe aankom, en God se genade, ek laat toe dat God se genade my hart beïnvloed, en God se genade deur my vloei en reflekteer, dan kom all things te staan teen die muur wat my beskerm binne, sodat ek binne in die midde van hierdie storm van all things, die beauty, die mooiheid van wat God vir my het, kan sien en vryheid kan ervaar, want ons weet all things het die vermoë om mens te bind en jou in 'n hoek vas te druk, dat jy voel asof jy in 'n worsmasjien is en of iemand die worsmasjien draai en of jy nou maar net vernietig word. Terwyl wanneer ek na die Here toe roep, ons gaan sien meer en meer hoe ons genade roep, wanneer die genade van die Here begin werk en operate en weer doenig raak, aktief raak binne in ons, omdat ons meewerk, dan kan all things, dit beteken enige omstandigheid, enige mens, enige ding, enige dier wat my toe aankom, loop hom vas teen daai muur, teen daai wall. OK. En daai selfe genade vorm dan 'n spies om dit wat hierdie kamp van genade bedreig, om dit mee te om te vernietig, dit dood te maak mee. Nou u ken almal Romeine 5, kom ons blaai soontoe, kom ons gaan na Romeine 5 toe. Dan gaan ons net kyk. Hierdie is omtrent so tegnies as wat ons gaan word vandag. Ek gaan nie verder net verwys na klomp skrifgedeeltes, so bietjie daaroor praat, en dan kyk die toepassing van genade in daai paar manne se lewens wat ons vir genoem het. Romeine 5 vers 20. Ek het doelbewus hierdie vers aangehaal, want ek het die afgelope tyd gehoor, hierdie vers word soms aangehaal. Soos Romeine 5 vers 20. Moreover, the law entered, that the offense may abound. Hoekom is die wet daar? Die wet is net daar, om vir ons duidelik te wys, wanneer ons die Here mis. En hoe vol sonde ons is. Die wet is daar, om 'n spieël te wees. Sodat ons nie in 'n illusie lewe, dat alles goed gaan met ons nie.
Hy sê, but where sin abounded, grace did much more abound. Waar sonde vermeerder het, sê hulle, het genade of grace dit much more abound. So ons gaan nooit in 'n posisie of in 'n situasie kom waar sonde genade gaan oorheers nie of uitstem nie. So dit maak nie saak hoe ver 'n persoon val of faal, die Here faal nie. Daar is altyd genoeg genade, genoeg kindness van die Here om daai persoon of u of van my terug te bring. Ons verval maklik in 'n depressie en 'n moedeloosheid wanneer ons opgetree het of gereageer het of gedink het of gepraat het of ons gesindheid was van so 'n aard dat ons die Here bedroef het, dat ons voel dat daar's nie genade van my oor nie. Onthou, daar's altyd genoeg genade, meer as die oortreding. En daai woord genade is presies hierdie woord wat hier beskryf word. Wanneer hy sê, daar is genoeg daarvan, al is sonde so baie. Kom ons gaan na Johannes toe. Ons gaan na Johannes 1 toe. So kom ek gaan vir myself en vir u net hierdie ding opsom. Ons het nou eerstens gesê genade, ek gaan net hier skryf sonde. Nou onthou ons dat genade oorheers, daar's altyd meer genade as sonde. OK. Die tweede punt hierso. Lees ons hierso in Johannes 1 vers 14 en vers 17. Lees ons vers 14, and the word, hoofletters, die woord, hoofletters, praat van Jesus, was made flesh, and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Right, so die tweede punt wat ons hier maak, is dat Jesus, die woord, ek wil hier skryf, die woord, bedoelende Jesus, nee, is vol grace and truth. So grace and truth, ons kan saam met die woord en die beskrywing van die woord grace, moet ons truth byskryf, emet. Truth is die woord emet, nee, wat ons al baie keer na gekyk het, emet. Emet truth. Hoe word emet gespel? Emet word gespel met 'n alef, alef, 'n mem, en 'n taf. Alef, of die beeskop, né? Die alef, die beeskop. Die mem is die water. Kom ek skryf dit vir hierso so. Alef, ekskuus, daar is 'n beeskop, die water en die kruis. Dis dieselfde nou die woord wat ek daar skryf. Dis wat truth is. Truth is, met ander woorde, waar sal ek genade kry? Genade gaan ek kry waar ek God as alef sien. Waar ek hom as die middelpunt, die een wat totaal in beheer is van my situasie waar ek nou is. Dat hy in beheer is, dat hy die bron is, dat hy is. As ek daarby by daai punt kom, dan is genade daarmee saam. Genade is nie los daarvan nie. Genade is nie wanneer ek voel, ek moet nou hier begin stoei, en dinge begin bind en losmaak, en vrystel, en uitspreek, en walla, 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 walla. Asof God buite beheer is nie, en ek hom moet inbring, en hom hier 'n plekkie moet gee nie. En dat ek eers nou 'n klomp dinge moet doen, voordat hy die middelpunt daarvan is nie. God is die middelpunt daarvan.
Hy is die as. Hy is die pivotal point. Ongeag van my omstandigheid en my situasie, hy is die pivotal point. En as ek in my mind, in my gedagtes, in my hart, in my redenasie, in my redenering, hier in my kop, daarby uitkom, dan is genade ook saam met my. En wanneer genade daar is, dan is ek besig om 'n heining om my te sit. Sodat daai ding, daai omstandigheid wat na my toe kom, nie teen my storm nie, maar dat dit sy impak afgeweer word deur die muur, deur die heining van genade. So die impak van jou omstandigheid en my omstandigheid word deur genade gebuffer. As mens dit so kan stel. So grace and truth is Siamese tweelinge. Sê ek praat van die Here se genade is groot, ja meneer, dis waar. Sorg dat jy die Here sien in die midde daarvan, want dan praat ons van dieselfde genade wat jy nou van praat. Dan praat ons van Bybelse genade, sien dat God in beheer is. En dat God die bron is, en dat hy die pivotal point is, waar jy nou is. Dis verskriklik belangrik vir ons. Okay. Want u weet wat wonderlik is dat emet, of truth, daar het ons nou net gelees, dat the word was full of grace and truth. Want u weet, wat is truth? Truth is eternal. Dis wat truth is. Dis wat genade is. So, truth verander nie. Wat waar is nou, dat God die pivotal point is vir nou, vir ewigheid deur die kant toe, ewigheid deur die kant toe, ewigheid in enige kant toe. Is dit onveranderlik. Right. So, ons is almal dieselfde. Wanneer omstandighede met ons gebeur, dan tree ons op of ons voel asof truth geskuif het. Asof die ancient beacon geskuif het. Asof truth nou iets anders is. Truth is nog steeds dieselfde. Hy's in die midde daar waar ons is. In ons omstandigheid. Kom ons kyk na 1 Petrus 5 toe. 1 Petrus hoofstuk 5. Ons kry Jakobus na Hebreërs en dan kry ons vir Petrus. 1 Petrus hoofstuk 5. Petrus hoofstuk 5 vers 5. Ek wil so graag dat van u hulle lees, maar dan op die opname dan kom dit nie so duidelik nie. Ek gaan maar elke keer lees. 1 Petrus 5 vers 5. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you, be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. He resisteth the proud, and he giveth grace to the humble. Jy sal sien as 'n dubbelpunt net voor, he resisteth the proud, and giveth grace unto the humble. So, dis 'n goeie opsommende sinnetjie vir wat hy in daai versie sê vir ons. He giveth grace unto the humble. Nou maar goed. Ek het gesê ek wil genade hê, ek wil grace hê waar ek nou is. In my situasie waar ek nou is, wil ek grace hê. Hoe kry ek grace? Ek kry grace deur truth te kry. Deur truth, by making a truth claim. And the truth claim is God is here. God is in beheer. Dis die eerste truth claim wat ek maak.
Die tweede een, hy sê, he give grace to the humble. Wat beteken humble? Wanneer is ek nederig? Daarvoor kan ons 'n klomp definisies kry, maar ons stel nie belang met mekaar se definisies nie. Kom ons kyk wat die woord humble in Hebreëus beteken. Die woord humble bring u en my by die woord sekvi uit. S-E-K, koppelteken V-E-E. Sekvi. S-E-K, koppelteken V-E-E. Sekvi. So when am I humble? Sekvi praat van the observer mind or the observer eye. So wat is die humble? Die humble is wanneer ek met my profetiese oog, my oog van geloof, my sekvi oog, nee, dis die klein haantjie, die hoenderhaan wat ons so baie van praat, wat in die donker nag begin kraai en begin profeteer en aankondig dat die lig is reeds hier, alhoewel die son nog nie opgekom het nie. Terwyl die ander volk op die plaas of die ander diere op die plaas slaap, kraai die haan. Nou dit is wat die humble doen. Die humble sien die lig van God. Hy sien God as in beheer. Hy sien he is the pivotal point. Hy sien dat God in totale beheer is. Dis wat hy sien. Hy sien nie hierdie oënskynlike chaos en onsekerheid van die omstandighede nie. Wat hy wel sien is dat die onveranderlike in hierdie situasie, in this equation, is God himself. En om dit te doen, en dit te sien, that's humble. En dit stel jou en my, gee ons toegang tot grace. Want hy sê, he giveth grace unto the humble. Alright, dankie. Ek hou van die amen. Is oorverdowend, maar dit help. Okay. Efesiërs 2 vers 8 ken ons. Efesiërs 2 vers 8 sê, for by grace are ye saved. Weereens is dit hierdie woord grace. By grace are ye saved. So hy sê, ek word verlos. En daai woord verlos beteken in enige omstandigheid. Dit beteken net van die sonde dood en van die sonde mag nie. By grace are ye saved. Dit beteken dit is genade wat my red enige tyd. Maak nie saak in watter hoek ek is, which corner I am, wat my omstandighede is nie. Dit sal altyd wees genade wat my red. Want ek kan dit nooit verdien nie. Maar, weer eens, ek moet by truth moet ek erken. Dis verskriklik belangrik. Met die ander goed wat ek al reeds gesê het, maar as ons net dit onthou. Right, kom ons kyk verder na Hebreërs 4 vers 16. Waar kry ons grace? Nou, ons het nou klaar gesê, waar ons grace kry, maar hierdie sê nou meer spesifiek en direk, waar ons grace kry. En is goed wat ons weet, ons sê, dis ou lesse man, ek weet, dis ook tot beginning gekom, dat ek het grace gekry. Dit is so, maar weet jy, op my pad, vergeet ek dit. En as ek meer inligting bykry, dan help het my net om my begrip te versterk. Hebreërs 4 vers 16. Hebreërs 4 vers 16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace and receive mercy. Throne of grace. That we may obtain mercy and find grace in help in time of need. So hy sê, let us come boldly unto the throne of grace. So ons sien God se troon is 'n troon van grace, 'n troon van genade. Dank die Here, dis nie 'n troon van oordeel nie, is 'n troon van kindness. Is 'n troon, as ek na sy troon toe kom, dan soos wat ek na sy troon toe kom en besluit om na die Here toe kom, begin sy invloed, sy influence op my skyn. En soos ek besluit om nader en nader om te kom, begin sy invloed en sy influence op my skyn. Soos ek sê, die influence moet nie net skyn nie, moet reflekteer na die mense om my en dit in die situasie en alles om my.
Hy sê so, that we may obtain mercy, waar ek mercy of rakoem moet kry, want by die throne of grace, dis waar hy wegstoot wat ek verdien. Want ek verdien die oordeel, ek verdien die hel, ek verdien totale damnation, dis wat ek verdien. En daar skuif hy dit weg, en dan sê hy, and find grace to help in time of need, sodat ek genade kan kry. Want as ek genade kan kry, met ander woorde, as ek hierdie tentkamp om my kan kry, van God se genade, waar binne in dit ervaar ek vryheid, binne dit ersien ek die pragt en die heerlikheid, die wonderlikheid van God, ek ervaar sy beskerming, ja, die all things kom nog teen my aan, maar die impak van die omstandighede word geabsorbeer deur genade wat om my is. Goed, kom ons gaan na Revelation toe, Openbaring 21 vers 6. Ek wil net vir julle sê, ek het nie vergeet dat ons besig is om 'n studie te doen in Efesiërs nie. Ons het laas jaar geëindig in die beginstudie van Efesiërs. Ons gaan weer aangaan daarmee, maar dis sake wat ek voel die Here op my hart gelê het wat ons moet tussenin hanteer, en dit is maar hoe ons dit gaan doen altyd. Alright, Openbaring 21 vers 6. And he said unto me, it is done. I am Alpha and Omega. I am Aleph en Taf. The beginning and the end. Nee, the beginning moet eintlik daarby staan. Ja, is beginning, maar is ook the source. Dis ook the pivotal point. Dis ook the one who is in absolute control. Moes daar gestaan het alles. Plus nog al die ander betekenisse van die woord Aleph of Alpha. Alpha is maar net Grieks. Omega is die woord Taf. Taf beteken endless. Dit beteken nie end nie. Dis verkeerde vertaling. Endless. Eindeloos. Everlasting. He's the everlasting. He's not the end, because dit eindig nie by hom nie. Hy is nie einde, hy het nie einde nie. Die Taf beteken die kruis. And I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. Daai woord freely is hierdie woord grace. Jy kom nie op die ouende uit by die woord grace nie. Dus as jy dit direk vertaal, is dit direk die woord grace, daai woord freely. So by the fountain of water of life we receive grace. So sien jy daar in vers 6, het hy hierdie beginsel sommer dadelik vir ons in 'n versie opgesluit. Van grace that I receive freely, that brings actually freedom, and the word truth, dis die woord Omega, which is Taf, which is Emet, wat hierdie is. So daar sien ons direk dat as ek hom waar ek is, in my omstandigheid, ongeag van die omstandigheid, binne dit sien dat die saam met my is die bron, dis die oorsprong, dis die eindelose een, dis die kruisweg, dit is hy wat hier is, hy is hier by my, hy bring my vryheid hier waar ek is, wanneer ek drink van hierdie water wat hy my gee, dan bring dit onmiddellik genade, vryheid, vryheid. Want ons weet, omstandighede bind ons vas. Jy word benoud. Jy kry hier, jy word hier seer. Weet jy waarvan ek praat? Ek sê, jy word hier benoud. Dit is of jy hier 'n pyn kry, as jy omstandighede begin vang. Dit is net ek wat dit hier kry. Kry julle dit ook hier? Jy word so benoud. Ek dink, jy raak gespanne, en dan dink ek nou maar, ek probeer dit nou meer iets verklaar, dan dink ek, dit druk jou slagare toe.
Ons is reg. Maar in 'n geval, dan word jy letterlik seer, jy kry seer hierso. Jy so benoud raak. Tye in my lewe wat ek al verskriklik benoud was. OK, so waar kry ek genade? By die fontein van die lewe. Wie is die fontein van die lewe? Alfa en Omega. Wie is Omega? Hy is die truth, die emet, die eindelose. En hy is die Alef. Wat kry ek by hom? Genade. Right. So, genade werk 'n klomp dinge vir ons. Genade werk vir ons vryheid. Genade werk vir ons geloof. Geloof werk genade, genade werk geloof. Dit merk vryheid hierso. Dit bring genade werk gratitude en gratitude werk genade, as ek dit so mag omsê. Dit maak my om die mooiheid van wat God het vir my binne sy kamp, om die mooiheid van hom te sien, die skoonheid van hom te sien. Dit is wel 'n wapen wanneer dit benodig word. En verder wat ons verder sien is, dit bring favour. Hier het ons gesê, dit bring guns. Ons het gesê, dit bring ook 'n salwing, anointing. Nou kom ons gaan kyk na voorbeelde in die Ou Testament. Ek het spesifiek die Ou Testament gevat, want genade is nie 'n Nuwe Testamentiese konsep nie. Dis 'n konsep wat nog altyd was, want God is abundant in grace, sê die woord. Rap grace. Dit beteken onbeperkte kindness en genade. Genesis hoofstuk 6. Genesis hoofstuk 6. Nou ons gaan nie als lees van Noag nie, ons gaan net 'n versie of 2 lees van Noag. Maar kom ons kyk dat wat die effek van genade was in Noag se lewe. Kom ons kyk waar praat die woord van genade in Noag se lewe. Ons kon nou, ek het nou eintlik gesê, kom ons lees van vers 5 tot vers 9. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping things, and the fowls of the air, for it repenteth me that I have made them. Maar, daar was 'n man, Noach, found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. But there was a man, Noah, who found grace in the eyes of the Lord. Dis wat ons bid, dat in hierdie dae ons genade in die Here se oë mag vind. Punt. Kom ek verduidelik net wat ek sê. Daai woord grace is hierdie woord wat ons sê. Daai woord grace, soos wat ons gesê het, waar kry ons dit? By the throne of grace kry ons eerstens mercy, die Afrikaans het nie 'n verskil tussen mercy en grace nie, dis waarom ek nou die woord mercy gebruik. Mercy, waar hy my vergewe, waar ek vergifnis kry, en waar grace inkom. En grace is dan al hierdie wat ons reeds hier beskryf het. Wat Noag gevind het by God. Maar wat belangrik is, net om te herhaal, is dat Noag het received, he opened his heart for God's divine influence upon his life,
and it reflected through him. As mens gaan lees van Noag, dan sien mens hy het die effek gehad van die wêreld om hom. Hy het 'n kindness, 'n effek van kindness gehad om hom. Ons sien hierson wat die effek was. These are the generations of Noah, dis vers 9. Noah was a just man. Daai woord just is hierdie woord grace. So, Noah walked in grace. And he was perfect. Daai woord perfect is die woord tumim. Tumim. T-H-U-M-M-E-E-M. Tumim. He was just and perfect. Tumim. Tumim beteken, hy het in die woord gewandel. Hy het nie in sy eie woord, in sy eie openbarings, in sy eie interpretasies geloop nie. Hy het in die woord gewandel. Ons weet, dat die hoëpriester in die Ou Testament, God se wil gaan uitvind het, dan het hy ingegaan in die Here se teenwoordigheid, dan het hy die witness gekry van die Urim en die Tumim. Dit beteken, die Gees en die woord. Die woord en die Gees moet saamstem, om die wil van God te kan opmaak. OK. So hy het gewandel in die woord van die Here, hy het die woord van die Here gevolg. Tumim. And Noah he walked with God. Goed, so hy het met God gewandel. En ons weet wat die rol is wat Noag gespeel het, as dit nie vir Noag se rol was nie. Het ons nie gesit nie. As dit nie vir Noag was nie, het nie een van ons hier gewees nie. Die Here het in hom gewerk. Right, kom ons gaan kyk na die volgende voorbeeld. Is Josef, Genesis 39. Genesis 39. Genesis 39, kom ons lees die eerste 4 verse. Dan gaan ons net weer twee ander verse lees, vers 20 en 21, maar kom ons lees die eerste 4 verse. And Joseph was brought down to Egypt. And Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down hither, or thither. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. Dit is my aardig, nee, wat die kerk vandag prosperous noem, en wat die woord prosperous noem, is glad nie dieselfde nie. Die woord sê hier, Joseph was prosperous, maar hy was 'n slaaf gewees. Ons wil sê hy was prosperous, want hy het vrygekom, hy het losgebreek en weggehardloop, en 'n perd het hom teruggevoer na sy pa toe, hy was prosperous. Nee, woord sê hiersom. The Lord was with Joseph. Dis hoekom hy prosperous was. And he was prosperous. And he was in the house of his master, the Egyptian. Nou kom ons skryf hier daai woord prosperous, dat ons net vir onsself weer uitmaak, wat is prosperity? Want daai begrip spook by almal, elke nou en dan. Wat is die woord wat daar gebruik word, as hy sê Joseph was prosperous? Die woord Nun. Nee? Ekskuus nie Nun nie, Sadek, nee, Sadik. Lamet. En Get. Sadik, Lamet, Get. So hoekom was hy prosperous? Wat is die woord prosperous? Wat bedoel die woord as hy sê, hy was 'n prosperous man, hy's 'n vooruitstrewende man. Die oomblik as ons sê, jong, daai ou is vooruitstrewend,
dan dink ons aan 20 trekkers, ons dink aan soveel planters, ons dink aan soveel dorsmasjiene, soveel duisende hektare, soveel skape, soveel beeste. Dis wat ons onmiddellik dink aan wat is vooruitstrewend. Maar wat die woord vooruitstrewend noem en wat ons vooruitstrewend is, twee verskillende goed. Vooruitstrewend beteken dat ek die tzaddik, die seed of righteousness in my hart het. En dat ek 'n man is wat in geregtigheid wandel. Dat ek toelaat dat sy staf, die staf van die herder van die skape, dat sy lering, sy woord wat hy met my leer, in die praktyk en uit sy skrif uit, my onderrig en 'n heining om my plaas, dat ek binne in 'n heining is. Dis prosperity. Dis wat my woord sê, en Josef was prosperous, want God was met hom. En nie van ons wat op die oomblik onder intense beproewing is. Dink aan Mel, ek dink aan Ansie. Henry, hulle was onder intense beproewing vanoggend gewees, met die kleintjie. En so kan ons klomp voorbeelde uithaal. Intense beproewing. Die belangrikste in jou beproewing is, dat God met jou is. Dan is jy prosperous. Dis verskriklik belangrik. En dat ons daardie saad van geregtigheid bewaar in ons harte. En toelaat dat dit 'n heining om ons vorm. Dan praat ons van prosperity. Want daai woord prosperous, as ek hierdie woord verder beskryf vanuit die leksikon uit, beteken to push forcefully forward and upward. To push forcefully forward and upward. Met ander woorde, hierdie saad wat jy het van Christus binne in jou, wat jou stoot van binne af, vorentoe met die Here, vorentoe in hierdie verhouding, vorentoe in hierdie omstandighede, vorentoe, opwaarts na die Here toe. Dis prosperity. Dit beteken dat op hierdie stadium in Josef se lewe, terwyl die woord sê hy was prosperous, het hy geen finansiële voordeel gehad nie. Hy was 'n slaaf, hy het gewerk sonder om betaal te word. Hy het kos gekry waarvoor hy gewerk het en slaapplek gekry, dis al. Maar verder was hy onder hulle bevel gewees in elke opsig. Right, vers 3. And his master saw that the Lord was with him. Kan u dit glo? Hierdie absolute heiden in Egipte land. Het gesien, hierdie man is anderste as die ander. Is dit wat u werkgewer en u familie en u man en u vrou en u kinders kan sê van u en sê, hoor hierso, hulle is anderste. Daar's iets anders in hom, of aan haar, of aan hulle. Die meester in Egipte land het gesien, hy is iemand anders, dat God met hom was. And that the Lord made all that he did to prosper in his hand. En daai woord prosper is weer. Dit beteken nie dat in goud verander nie. Glad nie. Maar daar was 'n andersheid rondom hom as onder die ander slawe. En die woord sê in vers 4, and Joseph found grace in his sight. In wie se sight? In sy meester se oë. In sy werkgewer se oë. Hoekom het hy grace gekry in die werkgewer se oë? Eerstens omdat hy grace by God gekry het. En daar was sy fokus gewees. Dit was sy fokus deurentyd. En omdat dit sy fokus was, kon God toe vir hom guns werk. Toe, omdat sy oë daarop was, wat ek nou vir u gesê het, was die salwing op hom en kon die Here vir hom guns werk. Ek kan onthou na my bekering, as ek daar by tannie Letty Krog is, wat my baie getutor het,
dan sê die tannie vir my, kom ons bid dat die Here guns vir jou werk. Die ou Pinkstermense daarvan gehou om te sê, die Here moet guns vir jou werk, in jou werkgewer, of in jou kliënte, of in jou dosente se harte. So dis 'n kwessie van lewe, die guns, die God se guns ontvang, en God se guns te laat reflekteer, wat die guns maak, wat die weg maak. So vers 4 sê, and Joseph found grace in his sight, and he served him, and he made him overseer over his house, and all that he put into his hand. So hy het guns gekry by Potifar. Kom ons kyk vers 20 en vers 21. Ons gaan nog net kyk na Moses, 2 verse daar leer, of 2 of 3 versies daar lees. Vir ons studie klaar. Genesis 39 vers 20 en 21. And Joseph's master took him and put him into the prison. Nee, dis nadat ons weet wat gebeur het met Joseph. En toe word hy gevange geneem, a place where the king's prisoners were bound. And he was there in the prison, in die tronk. But the Lord was with Joseph. Sien u weer eens. Die Here was met hom. And showed him mercy. And gave him favor in the sight of the keeper of the prison. En daai woord favor is die woord grace. Daai woord is Kain, K-H-A-N-E, en dit vat u na die woord gesed toe. En daai woord favor is die woord prosperity. So wanneer dit daar sê, but the Lord was with Joseph and showed him mercy and gave him prosperity. Daai woord favor is prosperity. Joseph het prosperity binne die tronk. Miskien kan u van julle onthou, hoe lank was Joseph in die tronk? 20 jaar, dink ek. Dink hy was 20 jaar in die tronk. Dit klink nie, as mens vandag voor 'n kerk sou staan en sê, hoor hierso, sou julle sê dat, as iemand 20 jaar, iemand wat die Here regtig dien, en iemand wat nooit skuld gehad het, 20 jaar in die tronk is, dis prosperity, nee. Gaan die mense gaan, ja, opgewonde. Nee, almal sê, dis nie prosperity nie. Dan af wat 'n bron ons gebruik om prosperity te definieer. 'n Wêreldse bron sal sê, nee, dis nie prosperity nie. 'n Bybels God-gesentreerde Bybelse bron sê, prosperity is as wanneer God met jou is. Dis prosperity. So vergeet van al die ander definisies en goed wat kerk en mense voorhou, wat sogenaamd prosperity is. Prosperity is wanneer die Here met jou is. Prosperity is wanneer jy en ek guns by die Here het. Guns omdat ons oulik is? Nee. Guns omdat ons die troon van genade toe gaan en toelaat dat hy ons op ons harte skyn en toelaat dat die genade wat hy op my hart skyn reflekteer van my af. Dis waarvan ons praat. Alright, kom ons kyk net na Moses. Kom ons gaan na Exodus 33. Vers 13 en vers 14. Ansie het vermoere hierdie selfde skrifgedeelte aangehaal, toe neem ek kennis daarvan. Heeltyd wil ek sê Moses 33, Exodus 33, vers 13 en 14. Now therefore I pray thee, if I have found grace in thy sight. Moses praat nou met die Here. Die Here wil Israel uitdelg. En hier sê Moses, if I have found grace. Daai woord grace is hierdie woord, presies hierdie woord. If I have found grace in thy sight. Show me now thy way, that I may know thee, that I may find grace in thy sight. Weer hierdie woord. And consider that this nation is thy people. And he said, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. Nou wat ek graag net vir u hier wil noem,
Die Bybel is 'n ongelooflike boek, soos ek vir u gesê het al baie en ons vir mekaar kan sê. Maar ek wil dit net graag vir u bynoem hierso. Wanneer daar staan, and I will give thee rest. Ek wil vir u sê, grace en rest is twee woorde wat verskriklik naby mekaar staan. In die Hebreëse alfabet. Staan baie naby mekaar. Die woord grace, wat ek maar net hier omslaan. Anders moet ek op my knie gaan staan daar. Die woord grace. Het er gesê, word so gespel, né? Ek het nou nog nie eens gepraat oor die roof wat so sloop nie. Grace word so gespel. Die oomblik as die noen voor die get kom, dat ek ons nou vir u net gewys, dan verander sy vorm, dan word hy anders te geskryf. Dan lyk hy so. En dan die get. Die oomblik as dit gebeur, nou waarvan praat die noen? Ek het net nou nie vir u gesê nie. Wat sê die alfabet? Die alfabet sê die noen bestaan uit 'n jood, né? 'n jood is so kommaatjie, so kolletjie. As dit die lyn is en hier word geskryf, sê maar 'n K geskryf, dan staan hy gewoonlik deur in die hoek. Die jood praat van die Heilige Gees. Wanneer die woord sê, sy naam is Jood, hy, beteken God is Gees. Die noen is wanneer die Gees van die Here in 'n man se lewe afryk tot in sy hart en sy hart verander. Dan word die Jood word dan 'n noen. Hoor jy, ons speel nou met beelde, maar dis hoe dit verduidelik word. Met ander woorde, die noen is iemand wat toegelaat het dat die Heilige Gees in sy lewe werk, inslag vind in sy lewe. Wat is genade? Genade is get, met ander woorde, wanneer ek toelaat en binne in sy kamp ingaan en by sy troon genade vind. OK? Sy genade wat my dan beïnvloed in my skyn en dan reflekteer. OK, maar wanneer ek nou na grace ontvang het, ek moet eers grace ontvang voor ek rest kan ontvang, né? Dis ons vanselfsprekend. As ek nou grace toelaat om te werk in my lewe en die geestelike man lei my en ek kies om in die kamp te wees van die Here, dan bring dit rest. Freedom is op my rest. OK, so daarom, die oomblik as u en ek toelaat dat God se genade in ons werk en aktief is in ons lewens, dan kom ons by die punt van rus uit. Ons stoei baie keer om by rus uit te kom. Nee, laat toe dat die Here se genade op u skyn. Maak toe, sien die Here in die midde van die omstandigheid waar u is. Dat hy in beheer is, vind rus daarin, sodat hy sy muur rondom u sit. Binne daai muur gaan u nie so benoud voel nie, u gaan sy vryheid ervaar en u gaan rus vind. Dis wat ons hier lees van Moses. En soos ek vir u gesê het, sy presence is die Moshak. Dit kom by die woord later Shekinah uit. Dan gaan sy presence saam met jou, sy anointing. Want Moses het hier gesê, Here, u moet asseblief saam met my gaan. Your presence. Excuse? Ja, vers 14 ook. And he said, my presence shall go with thee. En vers 15 sê, if thy presence not go with me. Goed, so hy sê vers 14, my presence shall go with thee. Interessant, daai woord presence beteken is die woord ponim. En dit beteken showbread. So hy sê, my showbread sal saam met jou gaan. En showbread, Jesus het daar gesê in Johannes 6,
het hy gesê, ek is die showbread, ek is die brood. So wat sê die Here? Hy sê, ek gaan saam met jou gaan, my teenwoordigheid sal saam met jou gaan. Met ander woorde, ek as die lewende brood gaan saam met jou. As jy my eet, dan is ek teenwoordig, as ek by jou. Dan gaan jy my teenwoordigheid ervaar. So sorg dat jy jou redenasies, jou manier van redeneer, jou manier van dink, dat het rondom die woord gaan, dan is ek by jou. Dan is ek by jou. Het is nie 'n ding wat jy hoef te bewimpel, en dan, soms stuur die Here sy presens saam, en soms stuur hy nie sy presens saam nie. Nee. Dis hoe sy beginsels werk. Dis hoe hy dit werk. So, u en ek het nie 'n verskoning nie. Ons kan, sy grace is abundant. Ongeag van wat u en ek doen, verkeerd doen, partykeer, verkeerd optree, daar's altyd meer grace as dit. Hoe droog u en ek ook al kan maak partykeer. Partykeer kan ons verskriklik droog maak. Baie verkeerd optree. En 'n klomp goed in 'n kort tydjie baie verkeerd doen. Maar weet jy wat? Die woord sê, die genade wat daar beskikbaar is baie meer as dit wat jy in 'n geval verkeerd gedoen het. OK? En volg die Here dan. Soos wat ons hier verduidelik het. Ek dink dit is wat ons vandag moet doen. 'n Paar dinge oorgeslaan, maar ek dink dit is belangrik wat ons gekry het. Kom ons bid saam, sluit ons af. Here God, u woord sê, you are abundant in grace. Dankie dat ons nooit u grace kan verdien nie. En dat ons nooit in 'n plek kan kom waar daar nie genoeg grace is om dit wat nodig is te oorwin nie. Dankie dat u grace, u genade vir my vryheid bring, nie gebondenheid nie. Vreugde bring, blydskap bring. Waar grace my oë oopmaak, dat ek die pragt kan sien van die koninkryk. Baie dankie, Here. Baie dankie dat ons kan lees en kan leer hoe dat Noag, hoe dat Josef, hoe Moses in u grace kon lewe en kon wandel en vooruitstrewend wees, voorspoedig is. En dat ons leer om voorspoedig te wees, beteken dat God met ons is. Dat ons met God is. Wil jy asseblief ons gedagtes salf en seën vanmôre. Dat ons u beginsels, u woord sal onthou. Dat u die naprediker sal wees. En dat u genade, your grace, will reflect grace in our lives. Grace to others. In Jesus' naam.